Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Die Here is goed. Amen. Welkom aan elkeen van julle. Ek vertrou dat jy vanoggend saam met ons sal geniet en dat die woord wat uitgaan vanoggend jou sal stig. Ons is op 'n baie lekker journey op hierdie stadium. Ons het gevoel hierdie jaar gaan ons saam met Jesus journey voor die kruis en tydens die kruisigingsnaweek en dan na die kruisigingsnaweek en daarom los ons hierdie kruis nog vir 'n rukkie hier voor, dat ons nie te gou vergeet van dit wat Jesus gedoen het vir ons en nou onlangs gedoen het wat ons gevier het nie. Amen. So Pastor JP het laasweek gepraat oor die eerste ontmoeting van Jesus toe hy die dood uit opgestaan het. En hoe hy by sy disippels gekom het wat op daai stadium vreesbevange was. Bang was, nie geweet het wat kom nie geweet het wat om te doen nie. En in daai oomblik Christus ingestap het en 'n toegebou en net hulle kom bemoedig het en gesê het, my vrede los ek by jou. Wie van julle soek die vrede van die Here? Amen. Dit is so baie keer my gebed as ek my kop vanaand op die kussing neersê en dan sê ek, Jesus, alles wat ek vandag gebid en gevra het, alles. Sit dit vir my tweede op my lysie. Al wat ek soek is, ek soek vrede vanaand. I just want peace with God. Ek wil net weet dat my verhouding met God reg is. En as daar iets is, dan vra ek, help my dat ek deur hierdie aand nader aan U sal beweeg en môreoggend weer my verhouding met U opnuut kan hervat. En dis wat ek glo in daai moment gebeur het met die disippels waar hulle so in vrees is en Jesus inkom en hy sê, my vrede los ek met julle. Alles het verander. So, daarna sien ons dat Jesus homself weer aan die disippels wys. Hy wys hom 3 keer aan die disippels en aan 500 ander wys hy homself. En dan kry ons die storie hier aan die einde van Johannes. En ons gaan nou dit lees, maar hier aan die einde van Johannes by die see van Tiberias. En waar Petrus hulle in hierdie upper room is en hulle wag op Jesus en dan sê Petrus, kom ons gaan vang vis. Nee? Iemand het daai skrif te veel gelees en dan lyk my het bietjie gaan visvang vanoggend, die wat in hierdie blok moes sit en die wat hierdie kant moes sit. Een van my boetas het nou vir my gesê, volgende week is 'n groot visvang naweek. Okay? Ek gaan bid dat die Here julle help dat julle al die visse vang wat julle moet vang voor Sondag. Okay, dat julle Sondag kan terugkom. Geniet dit die van julle wat gaan. Maar Petrus het hierdie great idee. Daar's een of ander bonanza daar op die see van Tiberias en hy's op pad soontoe en die disippels volg hom en hulle gaan vang vis. En dan in die vroegoggende, net soos die son begin uitkom, is nog donker, bietjie skemer, loop daar 'n man op die kant, so 100 meter, hulle so 100 meter in die see in, en dan skree die man van die kant af, het julle enige vis? Nou dit was 'n normale ding, want die mense sou vroeg in die oggend verbyloop en dan sou hulle geskree het jy hulle vis? En as hulle gesê het ja, dan sou hulle gewag het, dan sou hulle van die vis gekoop het. So toe die man uitskree, het julle vis? Toe maak hulle nie veel daarvan nie, né? Maar toe skree die man die volgende ding en hy sê, gooi die net aan die ander kant. En ek dink in daai oomblik stop daai disippels en hulle kyk vir mekaar en hulle soos déjà vu. Hier het ons al gesien. Hier het ons al gehoor. Onthou julle? Onthou jy hoe Jesus vir Petrus hulle kom roep die eerste keer? Selfe storie. En Johannes en Petrus kyk so vir mekaar en ek dink hulle vat die net en hulle gooi hom aan die ander kant net om seker te maak. En die volgende oomblik vang hulle die grootste vangs van hulle lewens. En Johannes skree uit en hy sê, dit is Jesus. En die woord sê dat Petrus, wat op daai stadium naak was, sy klere aantrek en homself in die see inwerp. En hy begin swem, ek weet nie wanneer laas het hy 100 meter geswem, nie sterkte vir hom. Ek weet nie wie van julle oefen om te swem, maar as jy nie gereeld 100 meter swem nie, dis 'n groot vraag, né?
En Petrus swem al die pad uit en die res van die disippels probeer hierdie vis in die boot kry en hulle is op pad uit met die vis en hulle kom op die kant en daar sit Jesus en hy het 'n vuurtjie gemaak. En hy nooi hulle en hy sê kom eet saam met my. Bring die vis en kom eet saam met my en hulle gaan sit aan by hom daar waar hy sit. Beautiful story. Beautiful story. Maar daar's 3 goed wat ek vanoggend wil by stil staan in hierdie storie. Daar's 3 goed wat ek vanoggend vir jou wil uitwys en wat ek hoop jou lewe vandag gaan verander. Glo julle dat die woord van God jou lewe kan verander? Het jy vanoggend gekom om die woord van God te hoor? Het jy gekom met 'n verwagting vanmôre? Ja, ek wil hierdie 3 goed met jou deel wat ek in hierdie storie raak gelees het hierdie week. So blaai saam met my na Johannes 21 toe vers 7. En hy sê daarop sê die disipel. En dis nadat Jesus uitgeskree het, gooi die net aan die ander kant en hulle het hierdie groot vangs gevang en daarom sê die disipel, die een vir wie Jesus die liefste gehad het, dis Johannes se opinie oor homself, né? Die van julle wat die boek ken, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, toe gord hy sy boekleed om, want hy was naak, en hy werp homself in die see. Maar die ander disippels het met die skytjie nader gekom en die net met die visse gesleep. Want hulle was nie ver van die land af nie, omtrent so 200 el, dis net so bietjie minder as 100 meter. En toe hulle geland het, sien hulle 'n kool vuur op die grond en 'n vis daarop lê en die brood. En Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou net gevang het. En Simon Petrus het in die skuit ingeklim en die net op die land getrek. Vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. En Jesus sê vir hulle, kom eet. Torah. Die eerste ding wat ek vanoggend wil uitwys in hierdie storie is, in vers 7, hoe Jesus Christus homself aan sy disippels geopenbaar het. Hoe hy die moeite gedoen het, dink gou hieraan, né? Het God nodig om homself aan ons te openbaar? Het hy? God het nie nodig om homself aan my en jou te openbaar nie. Hy's God. Wat is God minder sonder jou teenwoordigheid of sonder jou vriendskap? Wat is hy minder? Niks. Maar God openbaar homself aan die disippels. Nou ek wil hê jy moet vanoggend iets verstaan van die karakter van die Here. Sy hart, sy begeerte. En sy begeerte is dat elke mens op hierdie aarde hom sal ken. Dat jy hom sal ken, dat jy sal weet wie hy is. Is dit nie 'n mooi gesindheid van ons God nie? Is dit nie 'n mooi hart nie? Hy het nie nodig om homself aan jou te openbaar nie, Pastor JP. Hy het nie nodig nie. Hy het nie nodig om homself aan jou en my te wys nie. Hy het nie nodig gehad om homself aan die disippels te wys nie. En 3 maal gaan hy terug na die disippels toe om homself te openbaar. 3 maal. Hy gaan en hy openbaar hom oor en oor. Hy gaan en hy wys homself aan die disippels en wys wie hy is, sodat hulle hom kan sien en met hom 'n verhouding kan hê. Hoeveel keer in my en jou lewe breek God in ons lewe in, net om homself aan ons te openbaar? Hoeveel keer gebeur dit in jou week? Hoeveel keer gebeur daar dinge in jou week en my week wat ek en jy nie verdien nie? Wonderwerke, wat ons vanoggend, as ek jou moet vra, wie van julle het 'n wonderwerk hierdie week beleef? Hoeveel hande sal opgaan? Hoeveel keer kom God en hy bewys homself net weer en weer en weer aan my en jou? Hoekom? Hoekom? Hy het nie nodig nie. Hy het nie nodig nie, maar hy doen dit op so 'n spesiale manier, dat ek en jy notisie neem van hierdie lewendige God waarmee ons te doen het. So die eerste ding wat ek vanoggend vir jou wil sê, en ek wil jou wil los, en ek wil hê jy moet dit besef, is dat die God wat ons dien, wil nie onbekend bly nie. Kom nou, ek gaan dit weer sê, die God wat jy dien, wil nie onbekend bly nie. Die God wat jy dien, wil hê jy moet hom ken. En hy sal baie dinge doen. Hy sal uit sy pad uitgaan om homself aan jou te openbaar in jou lewe. In hierdie geval het hy 'n bonatuurlike wonderwerk kom doen met hierdie visse. Bonatuurlik.
Hy het homself so geopenbaar dat die disippels nie vir 'n oomblik kon ontken dat dit Christus is nie. Hulle was verstom van die wonderwerk wat plaasvind en die Here doen vandag nog sulke dinge in ons lewens. Ja man, wie van julle net met jou hand in die lug, wie van julle kan getuig dat die Here al so iets hierdie jaar in jou lewe gedoen het? Het hy nodig? Het hy nodig om dit te doen? Het hy nodig om homself te openbaar aan ons? Nee, hy doen nie, maar hy kom en hy doen dit nog steeds vir ons. Voel jy die genade? Ek wil jou vra vanoggend, dis my vraag vanoggend, voel jy die genade? Nie een van ons verdien dit, dat God homself aan ons moet openbaar nie. Kom, wie van julle is so heilig en wie van julle leef so perfek, dat jy vanoggend hier kan sit en sê, die Here moet homself aan my openbaar, omdat ek. Nie een van ons nie. Maar tog gaan hy uit sy pad uit, en hy openbaar homself aan ons, soveel kere deur wonderwerke. Ek wil nog iets daar vir jou wys rondom hierdie openbaring van God. Lees saam met my vers 9. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond. En vis daarop lê en brood. En Jesus vers 10 sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Ek imagine hoe Petrus op die land kom en hy vuur sien en dan onthou dat die vorige keer toe hy so by so vuur gestaan het om homself warm te maak, was toe hy Jesus verraai het. Nie lank terug nie. Maar Jesus sit nie daar om die vuur met niks op die vuur nie. Jesus sit daar om die vuur met brood langs hom en met 'n vis op die vuur. Wat doen Jesus? Hy sit daar en hy nooi Petrus in en hy sê, Petrus, kom nader. Petrus, ek wil saam met jou fellowship, jy wat my verraai het, jy wat my te nagekom het, jy wat jou rug op my gedraai het, Petrus, dit maak nie saak nie, my begeerte is nog steeds om my aan jou te openbaar. Kom nou, sien jy sy genade? Hoeveel van ons wat hier sit vanoggend, en ek wil jou vra vanoggend, hoeveel van ons het al ons rug op Christus gedraai? Hoeveel van ons het al gesê, Here, nou gaan ek U dien? Here, nou gaan ek my nie skaam vir U nie, nou gaan ek alles gee, en ek gaan U volg met my hele hart, net om binne 'n week, of binne 'n dag, of binne 'n maand weer ons rug op hom te draai. En Jesus wys in hierdie storie vir my en jou, dat dit maak nie saak nie. Hy sal hom nog steeds aan jou openbaar. En wat wil Christus aan ons openbaar? Hy wil sy karakter aan ons openbaar. Church, dit maak nie saak wat jou verlede sê nie. Dit maak nie saak hoeveel keer jy gefouteer het nie. Dit maak nie saak wat jou probleem is nie. Jesus Christus wil homself aan jou openbaar in daai probleem. En hy wil hê jy moet besef vanmôre dat hy is nie net die skepper van hemel en aarde nie, maar dat hy is Immanuel. Hy is God met jou. Hy is God by jou, soos ons nou net gesing het, naderby en nog steeds naderby. Hy wil hom openbaar aan jou as die God wat jou kan red. Hy wil hom openbaar aan jou as die God wat 'n weg het. Kom nou, wie van julle het 'n wonderwerk nodig in jou lewe? In hierdie stadium, jy het 'n deurkoms nodig, jy het 'n deurbraak nodig. God wil homself vanmôre aan jou openbaar as die God wat 'n wonderwerk kan doen. Hy wil hom openbaar vanmôre aan jou as die God waarvoor niks onmoontlik is nie. Niks. Sê gou vir 'n oomblik, niks is onmoontlik. Niks is onmoontlik. Glo jy dit? Nou Jesus wil hê, voordat jy hier uitgaan vanoggend, dat jy die openbaring sal hê, dat dit wat jy voor ophou bid het, want jy dink God kan niks daar doen nie, jy moet weer begin bid, want niks is vir God onmoontlik nie. Hy wil hom openbaar aan jou as die God wat die verhouding kan herstel. Die verhouding waarop ek en jy al opgegee het, hy wil hom openbaar aan jou as die God wat in daai verhouding weer iets kan doen en dit kan herstel. Hy wil hom openbaar aan jou as die God wat genesing kan bring in daai plek in jou lewe waar jy genesing nodig het. Jy sien, die Here gaan uit sy pad uit om homself aan my en jou te openbaar in die volheid van wie hy is. En church, hy het nie nodig nie. Hy het nie nodig nie. Hoeveel kere 'n week, miskien by 'n diens of in 'n kar met 'n liedjie of by jou stilte tyd is dit soos wow. Wow, die Here is met my.
Hoeveel keer is dit, ek het nou net die Here ervaar. En hy openbaar homself in die middel van hy omstandighede aan jou. As die God wat 'n uitweg het. As die God wat 'n plan het. As die God wat by jou wil wees. Dit maak nie saak hoeveel keer jy al gefouteer het nie. Hy wil homself openbaar aan jou as die genadevolle God. As die God van tweede kanse. As die God wat bereid is om sy genade aan jou en my te bewys. Dis die eerste ding wat ek vanoggend vir jou wil uitwys. Die Here het uit sy pad uitgegaan om homself aan sy disippels te openbaar. En net so gaan Jesus uit sy pad uit om homself aan my en jou te openbaar. Hy wil nie onbekend bly nie. Lees saam met my so bietjie verder vanaf vers 11. Simon Petrus het in die skei geklim en hy het die vergroot, vers 12. Net die eerste gedeelte van vers 12. En Jesus sê vir hulle, kom eet. Die tweede ding wat ek wil uitwys vanoggend, is dit. Jesus het uit sy pad uitgegaan om homself aan sy disippels te openbaar, wat hy nie nodig gehad het om te doen nie. Jesus gaan uit sy pad uit om homself aan my en jou te openbaar, wat hy nie nodig het om te doen nie. Dis alles net genade. Die tweede ding wat ek wil hê jy moet sien vanmôre is dat Jesus my en jou uitnooi. Hy nooi ons uit na 'n dieper verhouding. En ek probeer almal vanoggend in die oë kyk. Hier's nie een van ons wat hier sit vanmôre saam met wie Jesus nie 'n dieper verhouding wil hê nie. Glo jy dit? Glo jy dat die lewendige God jou nooi na 'n dieper verhouding? Kom, ek het nou net vir jou gevra, het jy die openbaring dat God 'n genadevolle God is? Het jy die openbaring dat Jesus Immanuel is, dat hy hier by ons is? Nou wil ek jou vra, glo jy dat daai God, wat al hierdie goed is wat ons gesê het vanoggend, jou nooi met al jou dinge, met al jou probleme, met al die geskiedenis wat jy het, met waar jy vandaan kom, met dit alles, daai God kom vanmôre en hy nooi elkeen van ons en hy sê, kom eet. Kom eet. Het hy nodig om dit te doen? Kom church, antwoord vir jouself vanoggend, verdien ek en jy 'n uitnodiging? Verdien ons 'n uitnodiging na Jesus toe? Kan ek en jy vanoggend hier sit en sê, Here, ek verdien dit, U moet my nooi, want X, Y en Z. Want ek is so getrou, want ek gee my volle aandag, want ek commit so mooi, want ek doen niks verkeerd nie. Kan jy vanoggend hier sit en dit sê, of stem jy saam met my vanoggend, dat die uitnodiging wat Christus vanmôre maak, na jou toe en sê, ek wil 'n dieper verhouding met jou hê, is net genade. Dan wil ek jou vra, glo jy dit vanoggend? Glo jy dat Jesus vanoggend hier, my hiernatoe gestuur het, om vir elkeen van julle te sê, dat dit wat jy tans beleef, is net die begin? Marien, glo jy dat Jesus jou roep na 'n dieper verhouding en sê, ek wil jou dieper ken? Die skepper van hemel en aarde. Karel, glo jy dit? Die skepper van hemel en aarde, die groot ek is, die een wat die hemele geskep het, wat al hierdie gemaak het wat ons op leef vandag, wat elke dag in beheer staan van die engele army, hy nooi jou op die naam vanoggend en hy sê, ek wil 'n nabye verhouding hê. Kobus, nader as wat dit nou is, nader as wat jy dink dit kan wees, nooi ek jou vanoggend. Kerk, weet julle wat is een van ons grootste vyande, is nie die duiwel nie. Een van ons grootste vyande is complacency. Een van ons grootste vyande is om gewoond te raak aan hierdie woord van God. Is om so gemaklik te word in hierdie woord van God, dat ons nie, soos Petrus, bereid is om uit te spring, bereid is om te reageer, wanneer God ons roep nie. Dat ons hoor die woord van God, ons kry die openbaring van wie hy is. Vanmôre sit jy hier, en ek hoop so, dat die Gees van God nou al in jou hart spreek, en iets van Jesus se karakter by jou openbaar. Ek hoop so dat hier waar jy sit vanoggend iets aangaan en sê, maar Jesus kan. Hy is die almagtige skepper van hemel en aarde. Hy kan my situasie omdraai. Hy is getrou, hy is goed, hy is in beheer. Iemand sê amen.
Hy regeer, hy is in beheer, dit is wie hy is. Laat daar vanoggend 'n openbaring kom op iets in jou lewe en sê, ek glo dit. En die tweede ding dat jy vanoggend sal sê, maar die Here roep my. Hy roep my na nader in 'n nader en nader verhouding saam met hom en ek verdien dit nie. Church, ek verdien niks daarvan nie, jy verdien dit nie. Maar nog steeds sê hierdie liefdevolle God, ek nooi jou. Ek nooi jou dieper in en dieper in. En die derde ding wat ek wil uitwys, en ek weet nie of jy dit reeds opgetel het nie. Gaan weer terug na vers 7 toe vanoggend. Daarop sê die disipel, die een wat vir wie Jesus liefgehad het, aan Petrus: dit is die Here. En toe Simon Petrus hom hoor dat dit die Here is, gord hy sy boekleed om, want hy was naak en hy werp homself in die see. Ek het reeds gesê dat een van ons grootste gevare is dat wanneer ons hierdie woord van God lees of hoor, ons niks meer voel nie. Dis een van ons grootste gevare. Hoeveel van julle lees, moenie hand opsteek nie. Hoeveel van julle lees nog julle Bybel elke dag? Hoeveel van julle bestudeer nog hierdie woord van God? Hoeveel keer wanneer jy hierdie woord van God lees of hoor, praat dit met jou? Hoeveel keer spreek dit in jou hart en jy kan voel dat God is nou besig om met my te praat? Jesus is hier. Iemand het eendag gesê, pastor, maar ek wil die Here se stem hardop hoor. En toe sê ek vir hom, man, lees die woord van God hardop. En lees hom hardop. Hierdie is mos die woord van God, is dit nie? Maar verander hierdie woord nog jou lewe? Is hierdie 'n bevestiging nog vir jou dat God met jou is of nie? En een van die dinge wat ek wil uitwys vanoggend is, jy kan die grootste openbaring hê vanoggend van wie Jesus is. Jy kan elke keer wat ek aangaan oor hoe groot God is, nog 'n klomp sinne bylas en skrifgedeeltes van wat hierdie woord sê van hoe almagtig Jesus is en hoe wonderlik hy is en hoe great hy is, en jy kan getuienis op getuienis deel, maar jy kan die uitnodiging mis. Jy kan die uitnodiging mis. Jy kan vanoggend hier sit en jy kan sê, yes, ek weet Jesus nooi my. Ja, ek weet die uitnodiging is daar en ek weet God is goed en ek weet hy wil 'n nabye verhouding hê wat ek hoop elkeen van julle glo. Ek hoop nie jy glo dat God ons gered het op hierdie kruis, opgevaar het in die hemel en ons nou net gelos het nie. Ek hoop nie dis wat jy glo vanmôre nie. Ek hoop jy glo dat hy Immanuel is. Ek hoop jy glo dat hy by ons is en dat sy grootste begeerte is om 'n verhouding met jou te hê. Sy grootste begeerte is om met jou te praat en dat jy met hom sal praat. Hy wil saam met jou wandel, nie net vir 'n halfuur nie, maar die hele dag. Jy kan daai openbaring hê. Maar as jy nie reageer op die uitnodiging nie, as jy nie reageer op die openbaring van wie God is nie, beteken dit niks. Kerk, ek gaan dit weer sê, jy kan die mooiste openbaring hê, en jy kan vanoggend saamstem dat God 'n verhouding met jou wil hê, maar as daar geen reaksie is nie, beteken dit niks. Ek hoor in die week iemand sê, wie is jy of wat is jy as jy die woord van God ken en jy reageer nie daarop nie? En die ou maak die statement, hy sê, jy is die duiwel. Baie harsh. Net my rukkie laat dink en toe besef ek, want die Here roep ons nooit net om hierdie woord te ken, hy roep ons tot verhouding. Toe Jesus sê, kom sit by my en kom eet saam met my, wat sê hy? Hy sê, kom hê 'n verhouding met my. En ek en jy kan die mooiste openbaring hê van Jesus en ons kan erken, hy nooi ons, maar as ons nie reageer wanneer hy ons roep nie, beteken dit niks. Beteken niks. En ek lees hierdie storie en dit is vir my so mooi, want ek sien hoe Petrus homself in die see inwerp. Radikaal. Radikaal. Sê vir die persoon langs jou, radikaal. Soms is dit nodig. Soms is dit nodig. Wie van julle soek 'n nader en 'n verdieper verhouding met God as wat jy tans het? Okay, dis die meerderheid, ek gaan dit anders te omdoen.
Wie van julle soek nie 'n nader verhouding met God nie, steek op jou hand? Niemand. Okay, prys die Here. Prys die Here. Maar soms om nader aan God te kom, vat 'n radikale reaksie. Hier's iemand hier vanoggend, die Heilige Gees het vanmôre met my so daaroor gepraat. Hier's iemand hier vanoggend en wat die Here mee praat en al wat hy vra is, hy vra 'n verhouding met jou. Hy vra 'n verdiepe verhouding met jou. Hy wil nader aan jou beweeg. Hey, verdien jy dit? Nee, jy verdien dit nie. Kom aan, ons praat hier van die almagtige skepper van hemel en aarde. Hy het nie nodig om 'n nabye verhouding met jou te hê nie. Maar hy smag so om 'n verhouding met jou te hê. Dis hoekom hy jou geskape het. Hy het jou gemaak omdat hy met jou wil fellowship. En al wat hy vra is vir jou om 'n keuse te maak. Al wat hy vra van jou is om te reageer. En soms vat dit 'n radikale reaksie, soos Petrus om homself in die see in te werp. Nou dink gou daaraan, Petrus is vroeg in die oggend. Hy het nie vir 'n oomblik gewonder of gaan dit koud wees nie. Hy het nie vir 'n oomblik gewonder of gaan ek dit maak, gaan ek 100 meter nog kan swem nadat ek deur hierdie woestyn saam met Jesus 3,5 jaar getravel het nie. Hy het nie vir 'n oomblik gedink aan sy eie gemak nie. Hy het nie vir 'n oomblik gedink aan dit wat hom gaan kos nie. Imagine Petrus, die res van die ouens is soos okay, ons moet hierdie visse inkry en dan uitdrooi en Petrus is soos nee, julle is julle op julle eie en hy spring in die see in en hy begin swem. Sien jy die radikale reaksie wat Petrus gehad het toe hy die openbaring kry van wie Jesus is? En baie keer vra die Gees van God vir my en jou om radikaal te wees met ons geloof in Christus. Kom church, baie keer vat dit 'n radikale keuse, baie keer vat dit om daai verhouding te verbreek en te sê ek gaan nie langer hier aan werk nie. Want hierdie verhouding weerhou my om in my verhouding met Christus te groei. Kom nou. Baie keer vat dit 'n radikale keuse. Baie keer moet jy daai werk bedank want jy weet daar waar jy nou werk, is dit besig om jou dieper en dieper in 'n put in te sleep en jy's besig om eenvormig met die mense te word en jy's nie besig om nader aan God te groei nie en jy besef dat jy dit nie gaan maak nie. Moenie vir my sê, o, die pastoor sê ek moet bedank want ek werk moeilik nie. Nee, job is job. Sê vir die persoon langs jou, job is job. Ek sê nie bedank want dit is moeilik nie. Ek sê nie bedank want die mense wat saam mee werk is goddeloos nie. Dis nie wat ek sê nie. Nie vir 'n oomblik. Jy gaan nie uitgaan en sê die pastoor het gesê die Here sê ek moet bedankie nie. Wat ek sê is as jy by daai werk is en dit is vir jou so lekker. Dis vir jou so lekker. En is so lekker en is so nice. En is besig om jou al hoe verder van die Here af weg te vat. Al hoe verder weg te vat, dat jy besef vanmôre, maar ek is nie meer waar ek moet wees nie. Dan is dit beter vir jou om skade te ly as om in daai plek te bly. Dis beter. Dis beter vir jou om die koue see te vat en te swem. Sê ek dat die Here dan môre gaan voorsien en alles gaan net reg wees? Petrus het geweet dat hy sal moet uitswem. So saam met 'n radikale keuse soms is dit bitter moeilik daarna. So moenie net radikaal wees in jou geloof en verwag dat alles nou maklik moet wees nie. Kom nou iemand. Wie van julle het al radikaal vir Christus opgetree? Radikaal. En dit het jou iets gekos. Maar baie keer is dit wat die prys wat dit is wat ons moet betaal vir daai verdieping met daai verhouding met Christus. Baie keer is dit wat dit vat. En ek kan nie vanoggend vir jou antwoord nie. Ek kan nie vanoggend vir jou sê, dis wat die Here vir jou sê jy moet doen nie, want jy alleen weet of wil jy net bedank of net daai persoon los want dit is moeilik, of wil jy daai persoon los want jy hou nie van hulle nie, of wil jy wegbeweeg want die Here het jou 'n opdrag gegee en die persoon wil nie groei nie. Dis nie hoekom ek sê draai weg nie. Hoor my vanmôre. Baie keer moet ons uit daai comfort zone uitbeweeg en radical optree. Baie keer moet ons so radikaal wees dat ons uit 'n kerkdiens soos hierdie uitloop, by die huis kom en al die drank in ons kas in die asblik gooi. Sê ek, jy mag nie iets drink nie, dis nie wat ek sê vanoggend nie. Maar as jy vanoggend kan erken dat drank jou lewe verander, dat drank jou lewe regeer, dat dit jou 'n slegte mens maak, dat dit jou verder van God af wegvat en nie die karakter van God in jou lewe establish nie, dan miskien is dit die radikale keuse wat jy moet maak vanmôre.
Partykeer moet ons so radikaal wees in ons geloof en nie wag tot ons op die kant is om by Jesus uit te kom nie. Kom iemand. Partykeer moet ons in die oomblik optree en sê die Gees van God praat met my. Waar kom daai uitnodiging vandaan? Die Gees van God nooi jou uit. Hy nooi elkeen van ons uit. En partykeer moet ons so radikaal wees met ons geloof wanneer ons die openbaring het van sy genade en sy liefde en dat hy 'n God van tweede kansse is, dat ek en jy teruggaan na die persoon toe wat ons skade gemaak het en gaan om verskoning vra. Nog 'n ja vir amen. Ek gaan dit weer sê, dan kyk ons of ons hierdie in reg kry. Partykeer moet ons so radikaal wees in ons geloof en in die openbaring van God se genade, dat ons genade bewys waar dit nie verdien word nie. Partykeer is dit al wat die Gees van God van my en jou vra om in 'n dieper verhouding met Christus te staan. Hoekom doen jy dit? Church, hoekom doen jy dit? Hoekom maak jy hierdie radikale keuses? Hoekom doen jy dit? Want jy antwoord sy uitnodiging. Want jy wil 'n verdiepte verhouding hê met God. Nie omdat jy wil hê dit moet beter gaan in jou finansies nie. Nie omdat jy hoop vir 'n makliker werk nie. Nie omdat jy hoop vir 'n beter vriend nie. Ook nie omdat jy hoop iemand anders vergewe jou nie. Wie van julle het al daai fout gemaak om na iemand toe te gaan wat jou skade gemaak het en vir hulle te gaan sê ek vergewe jou en dan jy gehoop hulle gaan nice wees? Partykeer moet ons so radikaal wees en nie omgee of die water koud is nie. Nie omgee hoe moeilik dit is om uit te swem nie. Toe Petrus op die wal kom, toe kom die ander ouens aangeroei, nice en cozy en warm en alles, en Petrus sê die volgende, of Jesus sê, hoorie, maar bring van die visse. Petrus het nie gaan stil staan en sê, okay, maar ek was nou radikaal. Kom nou, ek was nou radikaal. Ek het soveel opgeoffer vir hierdie verhouding. Ek het alles gedoen. Ek het moeite gedoen. Ek het om verskoning gevra. Ek het uit my pad uit gegaan. Jesus, laat hulle die visse gaan haal nie. Wie die visse gaan haal? Petrus. Daar's 'n gesegde wat sê, die wat die meeste verloor het, die wat die meeste verloor het, die skrif praat ook daarvan, dat die een wat die grootste prys betaal het, die meeste verloor het, wat Jesus die meeste van vergewe het, sal die grootste dankbaarheid wys aan hom. En dis Petrus se radikale reaksie gewees. Maar net so, het ons soms nodig om in die bootjie te bly. Kom church. En die visse bymekaar te maak soos die res van die disippels en uit te roei. Het julle gesien dat die ander disippels ook op die kant uitgekom het? Die ander disippels het ook by Jesus uitgekom, hulle het ook gaan eet. Partykeer is dit nodig om te werk aan daai huwelik. Nee, nie partykeer nie. Dis altyd nodig. Dis altyd nodig om te werk. Ek weet dit werk nie altyd uit nie. Ek weet dit werk nie altyd uit. En ons sit met baie mense, of ons sit met mense in ons gemeentes wat deur egskeidings is, en ek weet die seer en die pyn, en ek weet die skuldgevoel wat op jou is, en ek weet hoe moeilik dit is, en ek weet dit werk nie altyd uit nie, maar dit is nog steeds die moeite werd vir die van julle wat in 'n huwelik is, om te werk aan daai huwelik. En partykeer is dit nodig om met daai visse te stoei. Partykeer is dit nodig om aan te hou en aan te hou en aan te hou en dan uit te roei en die tyd te vat om daaroor te dink en uit te roei tot op die kant om daai verhouding met Jesus te hê. Iemand? Partykeer is dit nodig om nie net 1 keer terug te gaan en om vergifnis te vra nie, maar 2 keer of 3 keer of 4 keer of 5 keer of 6 keer. Ek staan te lank hier by stil vanoggend en ek gaan nie my diens en my woord klaar kry nie, so ek gaan aanbeweeg. Maar ek wil so graag hê jy moet hierdie ding snap vanmôre. Jy kan die grootste openbaring hê van wie Jesus is, en jy kan vanoggend erken dat Christus roep my en jou na 'n verdiepe, nader verhouding met hom, maar as jy nie reageer wanneer jy God se stem hoor nie, beteken dit niks. Niks. Jy kan hier sit vanoggend en hier kan 'n uitnodiging gemaak word. Jy kan daar sit en daar kan die woord van God kan jou oortuig van God se genade en sy grootheid en sy liefde, en jy sit daar aan die banke en jy soos dit is Jesus daai, ek stem saam, dis God, en dan word daar 'n uitnodiging gemaak en gesê kom hier vorentoe, en al wat ontbreek is jy wat 'n aksie neem. En jy kan dit mis. Al wat ontbreek. Jesus roep ons nader vir 'n rede. Hy roep my en jou nader, want dis die plek waar ons veilig is.
Iemand? Dis die plek waar ons veilig is. Ek en jy is nie veilig in die wêreld sonder Jesus nie. Ek en jy is nie veilig nie. Ek praat gister, kry ek 'n jong man langs die pad en ek stop en ek soos, wat maak jy? Dis bitter vroeg in die oggend en ek soos, wat maak jy langs die pad? En hy soos, hy wag vir sy vrou, sy moet sy kinders kom aflaai, is nou besig om deur 'n egskeiding te gaan. En die trane loop en ek kan sy pyn voel en ek bedien hom. En ek bedien hom, maar ek besef in daai oomblik dat hierdie wêreld is stikkend. En hierdie wêreld is nie noodwendig altyd maklik nie. En elkeen van ons wat hier sit vanoggend het ons eie challenges. En my vraag vir hom is, ek wonder hoe hierdie wêreld dit maak sonder Jesus. Hoe maak ons dit sonder Jesus? Jesus roep my en jou nie vanoggend na 'n dieper verhouding omdat hy jou wil net bless nie. Hy roep my en jou nie na 'n dieper verhouding omdat hy jou net wil meer geld gee en 'n lekkerder lewe gee nie. Jesus roep my en jou na 'n dieper verhouding, nie net omdat hy al die wonderwerke vir jou wil doen en omdat hy 'n weg wil maak en nie net omdat hy wil hê dat ek en jy moet uitgaan en gaan vertel nie. Dis nie al hoekom hy my en jou roep nie. Al daai goed is waar. Maar hy roep my en jou nader aan hom want dis die enigste plek waar ek en jy gaan staande bly. Die enigste plek is wanneer ek en jy 'n openbaring het van wie hy is en ons reageer op sy stem wanneer hy sê kom nader. Kom naby. Ek vat julle na Psalm 91 toe. Lees saam met my Psalm 91 en hier is so mooi. Hier is so mooi. Ek moet nou vinnig maak. Ek sien dit. Hy wat in my in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Vers 3. Ek gaan net vinnig hier deurgaan. Want hy is dit wat jou sal red. Gaan vir my na vers 4 toe. Hy sal jou dek met sy vlerke, onder sy vleuels sal jy skuil. Amen. Vers 5. Jy hoef nie te vrees nie. Vers 7. Al val daar, en ek gaan hom lees, vers 7 en 8 gaan ek lees, en ek wil jy moet saam met my lees. Al val daar 1000 aan jou sy, en 10,000 aan jou regterhand, na jou sal dit nie kom nie. Nou, net met jou oë sal jy dit aanskou, en die vergelding van die goddelose sal jy sien. Ek wil hê jy moet notisie neem van iets uit hierdie skrif uit. Jy sal dit sien. Daar sal aan jou sy val. Jy gaan in hierdie wêreld wees, jy gaan dit beleef. Jy gaan in hierdie plek wees, dit gaan om jou gebeur. Want, vers 9, want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Het jy? Kan ek jou dit vra vanoggend, het jy? Het jy die Allerhoogste jou beskutting gemaak? Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want, sê want, hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Op die leeu en die adder sal jy trap en die jong leeu en die slang sal jy vertrap. Iemand sê amen. Het jy gesien in hierdie skrif dat hy nêrens sê dat daar geen leeu sal wees nie? Dat daar geen adder sal wees nie? Hy mention en hy sê geen klip sal jou voet stamp nie. Dit beteken daar gaan klippe wees. Kom nou, nêrens maak Jesus ons die belofte as ons sê yes en ons reageer en ons is radikaal met ons geloof en ons doen wat ons nodig het om te doen om nader aan hom te beweeg en closer aan hom te beweeg en hom te beleef en te ervaar en sy woord te doen. Nie nêrens sê okay, nou gaan daar geen klippe meer wees nie. Hy sê hy sal jou behoed en bewaar. Hy sal sy engele aangaande my en jou opdrag gee. Iemand sê amen. Is jy bewus van die feit dat God sy engele aandag gee, 'n opdrag gee om ons te behoed en te bewaar? Weet julle dat reg deur die Ou Testament vind ons dat God die engele gestuur het om die mense te behoed en te bewaar? Toe Jesus in die woestyn was en teen die einde van die tydperk wat hy gevas het, wie Jesus kom bedien? Toe Daniël gebid het vir 3 weke lank en die Here se aangesig gesoek het, wie het na hom toe gekom? Die engel. Wie die tronkdeure, kom nou church, wie die tronkdeure oopgebreek toe die disippels in die tronk was? Die engele.
Besef jy dat God sy engele opdrag gee om my en jou te bewaar? Besef jy dit? Besef jy dat dit nie net ek en jy is nie, maar dat die Here jou so lief het dat hy opdrag uitgee aan sy engele. Die engele is dienende geeste en nou laat ek dit sê vanoggend. Dit beteken nie ek en jy bid tot die engele nie. Amen. Dit beteken nie ek en jy gee die engele opdrag nie. God gee die engele opdrag, maar hy gee sy engele opdrag aangaande jou. Hoekom? Lees vers 14 saam met my. En die Here sê, omdat hy my liefhet, sê God, daarom sal ek hom red en ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees en ek sal hom uitred en eer aan hom gee. Met lente van dae sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien. Hoekom? Omdat hy my liefhet. Omdat hy my liefhet. Ek wil vanoggend 'n getuienis met jou deel en ek wil hiermee afsluit. Ek wil vanoggend met jou deel wat ek ervaar het in die laaste 3 maande. Hoe naby God is en wat se werklikheid hy regtig is. Julle sal onthou, ek het al met julle gedeel dat hierdie laaste 3 maande die Heilige Gees my 2 uur in die oggende wakker maak. En ek opstaan en dan sy aangesig gaan soek en daar's baie oggende wat ek opstaan en dan gaan soek ek die Here se aangesig en dan is dit baie keer tjoepstil. Daar's nie noodwendig hierdie openbaring nie. Daar's nie noodwendig hierdie wow moment of enigiets nie, maar ek gaan sit en ek lees my woord en ek bid en ek soek sy aangesig. En dan eventually kom die son op of ek gaan klim terug in die bed en daar's nie iets wows wat gebeur nie, maar ek weet dis wat God my roep. Ek weet dit is sy stem wat sê kom eet. Kom nader na my toe en ek reageer daarop want ek weet hoe God werk. En so in die middel van Maart, en hierdie het ek nie met julle gedeel nie. So in die middel van Maart maak die Heilige Gees van God my wakker. En ek staan op 2 uur die oggend en ek gaan uit en die van julle wat ek kan onthou in daai tyd toe dit so koud. Dit is so misreentjie en jy kan voel die winter is hier. En ek gaan uit en ek gaan soek sy aangesig en ek's daar met 'n koppie koffie en my Bybel en ek bid en ek soek die Here se aangesig en terwyl ek bid, die volgende oomblik kom daar 'n rukwind in die tuin, daar waar ek besig is om te bid. En die wind kom net deur en hy ruk en hy skud elke boom en elke ding en ek kan hoor hoe die voëlwêreld wakker word en ek kyk op en ek sien die wolke wegtrek en daar skielik net sterre in die hemel. En is warm. En ek is so bewus van God se teenwoordigheid net daar by my. Dat ek vorentoe lê en ek begin huil en ek dank die Here dat hy my raak sien. Kom aan, wie's die mens? Wie's jy? Wie's jy dat God my en jou ken en hy kom en hy's daar, ek's daar in sy teenwoordigheid, hy's daar. En terwyl ek daar met hom tyd spandeer, maak ek aan die Here 2 begeertes bekend. En ek sê vir hom, Here, hierdie 2 goed het ek hulp nodig mee. Hierdie 2 goed hou my wakker, hierdie 2 goed voel dit nie of ek beheer oor het nie. Een van die goed is die kerk. Ek soos Jesus, ons groei ongelooflik goed. Hierdie church groei en daar's soveel meer mense, maar met soveel meer mense beteken dit daar's soveel meer werk, soveel meer strukture, soveel meer dinge wat moet gedoen word. Ek het 'n begeerte dat elke persoon wat in die hospitaal is besoek sal word. Elke nuwe lidmaat besoek sal word. Dis my hart, Jesus, en ek vra vir die Here, help my, want ek kan nie by almal uitkom nie. En die tweede ding is my besigheid en ek vra die Here en baie van julle glo kan hiermee vereenselwig. En ek sê vir Jesus, daar's dinge wat ek kan doen, maar daar's dinge wat ek glad nie kan doen nie. Ek het geen beheer oor wat nou in die wêreld aangaan nie. Ek het geen beheer oor die ekonomie nie. Ek het geen beheer oor goed nie. En ek vra U, help my hier. En terwyl ek so vorentoe sit en bid, raak ek bewus van iemand by my. Het jy al gevoel as jy in 'n donker plek is en jy voel iemand is by jou? En ek raak bewus van iemand by my en ek maak my oë oop en daar staan 2 engele. Een aan die regterkant voor my en een aan die linkerkant voor my. Een knieg op die grond en hulle rus op hulle swaard. En ek sien hierdie engele en daar waar hulle staan is hulle seker 3 meter lank. Nou, ek het nie in vrees weggehardloop nie soos ek die vorige keer gedoen het nie. Ek het al engele gesien. Maar ek het uitgebars en ek het dieper gehuil en geween voor die Here, want my vraag is, Here, wie is hierdie mens?
Wie is hierdie mens? Hoekom sien ek dit? Hoekom wys hy dit aan my? En Jesus in daai oomblik kom na my toe en hy sê, Danie, ek het hierdie 2 engele opdrag gegee om by dit uit te kom waarby jy nie kan uitkom nie. Danie, daar's goed wat jy nie kan doen nie en hierdie engele sal dit doen. Hulle sal my opdrag uitvoer. Daar's dinge waaroor jy geen beheer het nie, maar ek het beheer want ek het dienende engele wat uitgaan, wat ek opdrag gee aangaande wie? Kom nou, jy moet sê aangaande my. Aangaande my. As jy daar sit vanoggend en jy soos, wie is jy? Vergeet van wie ek is, wie is jy? Jy het 'n openbaring nodig vanoggend van hoe spesiaal jy is vir Christus. Dat hy sy engele aangaande jou opdrag gee. Kom church, ek's nie die enigste een wat die Here bless met engele om te werk daar waar ek niks kan doen nie. Hy doen dieselfde vir jou. Miskien het jy dit nog net nie gesien nie, maar hy roep jou en hy gee homself aan jou. Hy maak homself aan jou en my bekend op 'n daaglikse basis en dan roep hy my en jou en hy sê kom nader. Al wat ek van jou vra is reageer. Al wat ek van jou vra is 'n reaksie om nader te kom en ek sal die res doen. Ek gaan na Jesus toe 'n paar dae later en ek sê, Here, U weet ek het tienerseuns. So ek soek graag 'n derde engel, want ek het laities, en ek kry hulle nie alleen uitgesort nie, en die van julle wat tieners het sal verstaan. Dis nie regtig 'n joke nie. Maar Jesus sê die volgende aan my. Hy sê, Danie, vir daar waar jy nie kan uitkom nie, het ek vir jou engele gegee. Maar vir daar waar jy kan, het ek jou gegee. Jy het nie 'n engel nodig daar te werk, waar my gees deur jou werk nie. Jy het nie 'n engel daar nodig nie, jy's daar. Vir 3-4 weke top ek of ek hierdie met julle gaan deel of nie, want dis mense wat my kyk of ek weird is, en is fine. Ek wil vanoggend aan jou niks anders spreek as wat hierdie woord van God sê nie. Daar's engele wat God aangaande jou opdrag gee. Om by dit uit te kom waaroor jy so worry en so bekommerd is oor dat dit jou tyd met die Here steel. Dat dit jou weghou van God af. En intussen al wat die Here van jou vra, staan op en kom spandeer tyd by my. Reageer wanneer jy my stem hoor, kom wanneer ek jou roep. Ek sal my engele aangaande jou opdrag gee. Daar waar jy is, daar waar jy iets kan doen, jy is genoeg. Jy is genoeg. Sê vir die persoon langs jou, jy is genoeg. Jy is genoeg. Voel jy die genade vanoggend? Voel jy die genade? Die Here sal sy engele aangaande elkeen van julle opdrag gee. Want hy's lief vir jou. Want jy's lief vir hom. Jy het hom gekies. Jy het gekies om te glo in sy seun, jy het gekies om terug te draai na hom toe. En hy maak 'n uitnodiging vanoggend. En hy sê vanoggend, as jy wil, as jy nie wil nie, is dit oké. Maar as jy wil, vra ek jou, kom na my toe. Kom na my toe, kom soek my weer. Kom soek 'n dieper verhouding met my, en al wat ek vra is 'n reaksie. Al wat ek vra is reaksie. Miskien al wat jy sit vanoggend, as jy net vir die Here kan sê, yes, Here, ek sal. Net al wat jy sit vanoggend. Net vir hom sê, Jesus, ek sal kom. Saam met Jesus.